Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat jy uit 'n lekker Vrystaatse winter gesels. Goeie nuus was laas maand die brandstofpryse wat gedaal het. Slegte nuus is dit lyk of die skietstilstand met Iran eers opgeskort is hierdie week nadat Iran begin het om weer skepe aan te val in die straat van Hormuz. So lekker gemors aan die gang, olieprys weer opgeskiet na amper $80 'n vat. En dit is net as ons begin asemhaal. Die rand daarom stabiel hier by 16.50. Rusland het ook produksieprobleme. Hulle sê hulle kan nie hulle diesel waarborg aan die ekonomie nie, nadat Oekraïne begin het om hulle olieproduksie-infrastruktuur te vernietig. Nou verder op olie, die Arabiese Emirate maatskappy het Shell se volstasies in SA sowat 600 bekom met 'n transaksie ter waarde van R16 miljard, wat in die volgende jaar voltooi gaan wees. Nou daar kan dit ons help om 'n raffinaderry weer hier aan die gang te kry. My siening met hierdie groot maatskappye, ongeag of dit 'n Arabiese maatskappy is, as hulle hierdie tipe beleggings doen, gaan hulle druk op die regering uitoefen om hulle beter te beskerm met 'n ordentlike beleid en weer ons raffinaderye aan die gang te kry. Nou El Nino bly maar in die gesprek. Europa en Amerika beleef op die oomblik hulle warmste dae in blykbaar op rekord in baie gevalle. Ook aan die 40 grade in Europa, Amerika ook baie warm. Dis 'n groot hoëdrukstelsel wat oor die noordelike halfrond lê met baie warm en droë weer. Nou die feit is, die by ons, dis op aanloop dan nou, hier by ons ook pryse het gestyg, ons sal nou weer daaroor praat. Maar onthou net, droër en warmer weer beteken nie 'n misoes nie. So daar is 'n klomp goed wat tog gebeur. Die plan is maar skaars. So op 13 Augustus hou ons weer 'n werkswinkel in Bloemfontein waar ons prakties gaan praat. Ek gaan kortliks 'n markverloop vir julle gee, graan en vee, wat verwag ons. Maar dan gaan ons gesels oor wat kan ons verwag van die klimaat. En dan gaan ons ook rondom hoe bestuur jy dit, wat kan jy doen? En dan wat kan jy doen om insetkoste te sny, want dit bly steeds teen hierdie pryse het jy nie 'n marge nie. En hoe kan jy jou kunsmis byvoorbeeld beter bestuur, jou kunsmiskostes afkry, maar ook dan die hele debat rondom papiermielies teen fisiese mielies. Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. En dan gaan ons ook gesels oor die optimale bestuur van jou vee, en veral in terme van voervoorsiening en hoe jy dit kan doen. En dan gaan ons ook gesels oor versekering. Ek weet julle is al moeg hiervoor, maar jy kan regtig duisende rande bespaar binne 'n aankoopgroep met 'n soort van 'n groepsbenadering waarna ons gaan gesels en wat jy redelik kan geld spaar. Ek wil weer sê, dit gaan oor elke sent in die nuwe jaar is belangrik. Nuwe seisoen, jy wil volgende jaar weer op die plaas wees. So ons gaan ernstig daaroor gesels en hoe ons dit kan bestuur en saamgesels. So hou die datum oop, ons gee meer besonderhede. Dan in Amerika, sommer net so terloops. Hulle boerderye in Amerika, so 1 miljoen boerderye in Amerika, waarvan 80% geïdentifiseer is as klein en medium boerderye. Hier by ons is die ondersteuning aan hierdie boerdery maar min, dis ook die grootste deel van ons boerderye op rekord. En die besighede waarmee boere besigheid doen, en ek sê dit regtig met tong in die kies, sy strukture en fooistrukture is van so aard dat groter boerderye goedkoper inset het kry, dan daar klomp ander goedes wat deurspeel. En natuurlik afslag van 10 of 15 of 20% klink nie baie nie, maar aan die einde van die dag is dit jou wins of verlies. So die benadering wat ek oral optel is dat boere begin kyk weer na aankoopgroepe, beter beding en alles wat daarmee saamgaan. So kom ons kyk hoe speel dit uit. Kom ons vat 'n breek en dan gesels ons oor die markte. Wanneer dit kom by veldbrande, vereis die wet dat daar op die tersaaklike eiendom voorbrande gemaak moet word. Indien jy voorbrande buite die spertye soos deur jou brandvereniging vasgestel wil maak, is dit verpligtend dat jy 'n permit by hulle bekom. Dit is jou verantwoordelikheid om jou van die spertye soos deur jou brandvereniging ingestel te vergewis, aangesien dit jaarliks aangepas kan word volgens klimaatsomstandighede. Versuim om dit te doen of 'n permit te bekom, is onderhewig aan 'n boete met aanspreeklikheid vir skade. Kontak Skadegenade by 083-630-8306 vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779.
Welkom terug luisteraars na die advertensiebreek en natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. Ja, praat met hulle, daar is geld te spaar. In Europa en Amerika die groot nuus, die groot hittegolf, dit lê soos 'n ballon oor die noordelike halfrond, meer as 40 grade. Redelike probleme daar in terme van mense en oeste. In Amerika redelike effek op hulle oeste met die reënvoorspellings bly egter nog steeds gunstig vir 'n bietjie later in die week of 2-3 weke verder. En onthou net, Amerika het baie min wat hulle oesgrootte meer as 10% daal. Dis gewoonlik 5 of 10%. En natuurlik op 'n groot oes van 450 miljoen ton is dit nie regtig 'n misoes soos ons dit ken nie. So ja, dit het 'n effek, maar op die oomblik is daar baie voorraad in spel. Nou beide mielies en sojabone het op Chicago redelik skerp gestyg die laaste paar dae. En ek wys vir julle die grafiek hier so in die meegaande hoe ons mielie en sojapryse reageer het. Redelike stygende tendensie laaste klompie dae. Die vraag wat natuurlik gevra word, is dit die onderpunt van ons pryssiklus? Ek sal 'n bietjie versigtig wees in die geval van sojabone. Ja, die lewerings is meestal afgehandel, ook sonneblom. Maar by witmielies is daar nog redelik groot deel van die oes uitstaande. So ek is bietjie skrikkerig om te sê ons het die onderpunt by witmielies bereik. Nietemin, dit kan ook natuurlik wees dat boere op die oomblik traag verkopers is. Hulle gaan graan probeer terughou met dit wat in Amerika gebeur en te stoor. En dis natuurlik 'n manier om jou risiko te bestuur met 'n verwagte El Nino. En dan ook bees- en skaapvleispryse toon so 'n stadige roering opwaarts. So daar's daar 'n bietjie lig in die tonnel. By ons Safex redelik gestyg hier na 3300 witmielies. En die dilemma's is reeds steeds te duur vir die veevoermark. Wat by plaas volgens SAG is daar so 36% van die oes gelewer. So dit gaan maar stadig. Geelmielies so 53% van die oes gelewer. Ook die prys redelik gestyg na R3.350 'n ton. Maar dit maak dit duur vir uitvoere. En ons uitvoere is baie traag, wat natuurlik beteken 'n groter oordrag. Sojaboonpryse ook redelik herstel, bo die R7.000 'n ton, die by die 7.400. Ook traag uitvoere op die oomblik en so 90% van die oes wat gelewer is. En ons het laas ook gesê die aanleiding is heelwat boere gaan saad terughou om hulle kostes laag te hou. Nou die sonneblomprys ook redelik gestyg hier na R9.425 'n ton. So dit is goeie nuus en dit is lyk vir my daar was 'n bietjie opwaartse druk op pryse. Dis natuurlik net koring waarmee ons nog steeds sukkel hier by die R5.800 'n ton, terwyl die bekgeveg oor die tariefaansoek voortduur en natuurlik almal uitwys op die groot foute wat ITAC gemaak het in die hele beoordeling van die aansoek. Die aardappelpryse bly maar sukkel. Die volumes op die mark het met so 15% toegeneem. Die pryse dryf hier so by R42 'n kilogram 'n sakkie. Terwyl ons praat oor die veemarkte, beesvleispryse het begin styg. Dit kan natuurlik weens bietjie kindebou, weens bietjie terughou, daar is 'n klompie goed, die 42 dae kan dalk 'n rol speel. Maar nietemin, dit is uiteenlopend besenskaap bietjie op, terwyl vark en hoender laag neig. Daar's al pryse opwaarts, nou nie vreeslik nie, maar dit help, R66 'n kilogram. Klas C ook redelik opbeweeg, nader aan R60 'n kilogram. En speelkalvers bly sterk, hierso by die R45 'n kilogram, wat regtig 'n goeie prys is, en 'n mens glo dit is die voerkrale wat op begin volk inkoop. So dit is goeie nuus. Lamvleispryse ook goed, die R110 'n kilogram. Voerlampryse ook hier by die R83 'n kilogram. So ook 'n styg tendens en daar is boere wat op hulle gestroopte mielielande voerlammers inkoop om af te rond. Wolpryse hang vas, nie regtig beweeg die laaste weke nie, maar steeds op goeie pryse, R278 'n kilogram vir die RWS aanwyserprys en 18,5 mikron hier by 313. Soos ons gesê het, varkvleispryse verder teruggesak. Die seisonale tendens is op die oomblik nader na R30-31 'n kilogram, wat ons maar te wagte is, en natuurlik in die volgende klomp maande behoort ons weer 'n opwaartse tendens te gaan. Hoender bevrore pryse ook laag, hier nader na R33 'n kilogram, so daar is ook druk op die pryse. Goed, so intussen, ja, nie veel ander nuus nie, eierproduksie doen goed.
boere stroop. Die seisoen is matig hierdie winter sover na die eerste ryp geval het. Groete van Johan Willems en voorspoed met die stroop.